Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Paulus sê in Filippense 4 vers 6 en 7, Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking, met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Paulus sê in vers 6, wees oor niks besorg nie. En die raad wat hy gee, is nie om 'n meer optimistiese uitkyk aan te neem, of jouself te herinner aan wat bekommernis alles aan 'n mens se gesondheid doen. Nee, hy sê, bid. Spesifiek oor alles. Elke liewe ding waaroor jy in die versoeking kom om jou oor te bekommer, is iets wat jy eerder na God toe moet bring. Vers 7 wat volg, is sekerlik een van die mooiste beloftes in die Nuwe Testament. En dit is die direkte opvolg van wat vers 6 sê. Wanneer jy bid, sal die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, jou hart en sinne bewaar in Christus Jesus. Die engel sê, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Die woordjie guard in hierdie gedeelte is 'n militêre term. Dit beteken om wag te staan of om te keer dat iets oorval word. So God se vrede is nie net 'n gevoel wat oor jou kom wanneer jy bid nie. Dit is letterlik 'n wag wat by die deur van jou hart en gedagtes geplaas word, wat keer dat die angs terugkom nadat jy dit aan God oorgegee het. Maar let op die volgorde. Vrede kom eers wanneer jy bid. Die ruiltransaksie vind plaas die oomblik wat jy jou bekommernis deur gebed verruil vir God se vrede. Jy kan nie vrede ontvang as jy nie eers jou angs en bekommernis vir God in gebed gegee het nie. In opregte, spesifieke gebed. Nie omdat God dit nie reeds weet nie, maar omdat die daad van om dit na God te bring iets in jou verander. Want dan hou jy op om dit alleen te dra. En jy oorhandig dit oor aan God, wat in staat is om iets daaraan te doen. Bekommernis maak dat jy verantwoordelik is vir die uitkoms. Gebed erken dat jy nie is nie. Gebed doen iets wat bekommernis nooit kan nie. Dit verbind jou met die een wat die uitkoms het. En hy verruil jou angs vir 'n vrede wat nie logies sin maak nie. 'n Vrede wat wag staan, selfs wanneer omstandighede nog nie verander het nie. Dit is die ruiltransaksie wat God jou vandag bied. Here, die laaste ruk dra ek dinge wat nie myne is om te dra nie. Vandag doen ek die ruiltransaksie. Ek gee vir U my angs en ruil vir U vrede. Bewaak my hart en gedagtes in Jesus naam. Amen.